As jy skaapboer is wat dink jy kry te min geld vir jou produk, dan is hierdie heel moontlik vir jou. Ek hoor gereeld boere wat sê, ja, sê maar die manne steel my geld. Dis nou weer amper vakansietyd, so die manne gaan af Hartenbos toe of see toe. En dan loop hulle daar deur Woolies terwyl die vrouens shop. En dan stap hulle ons daar deur die vleisrakke en dan kyk hulle, dan sien hulle die skaapchoppies lê daar vir R300 'n kilo. En sê maar, hoe die donder is dit moontlik dat hulle vra R300 vir hierdie choppies en ek kry maar net R90 van my lam as ek hom daar by die abattoir gaan aflaai. Iewers is iemand besig om my liederlooslik te verneek met hierdie skaapvleispryse van my. Welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Kutse en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Nou in hierdie video gaan ek 'n bietjie gesels oor die bemarking van jou vee en hoe hierdie goeders aan mekaar steek en wat jy kan doen om 'n beter prys vir jou produk in die hande te kry, sodat jy nie voel dat die middelman alles wegvat by jou nie. Ek weet daar's al heelwat boere wat probeer het om hulle eie vleis te bemark direk aan die verbruiker. En dan moet hy moet sy eie skaap slag, hy moet dit opsaag, hy moet verpak en dan moet hy dit by die verbruiker uitkry. Nou die meeste ouens wat dit begin doen, kom baie vinnig agter, maar dit is nie so eenvoudig om dit reg te kry nie, om dit te doen nie. As jy al jou skaap wil so verwerk, in die eerste plek, hoe pas dit in by jou boerdery omstandighede? As jy 'n sekere tyd van die jaar lam, is al jou lammers min of meer gereed op dieselfde tyd, of jy moet jou lammers self afrond en dan bemark en verkoop, of jy moet jou stelsel so verander dat jy elke 2 maande of elke maand lam, sodat jy 'n egalige voorsiening het in die mark. Want as jy die mark wil begin voorsien van vleis, dan moet jy gereeld kan lewer. As jy nie gereeld kan lewer nie, dan wil die mense nie by jou vat nie. So dit is nie so eenvoudig om daai gedeelte reg te kry nie, en dan kom hulle ook agter dat die markprys of dit wat jy kry voor as jy nou jou lammers wil verkoop teen R300 'n kilogram, as jy, maar jy kry dit ook nie eintlik reg nie om dit teen daai prys te verkoop nie. So dit is hoe is dit moontlik? So 'n paar goeders wat jy kan gaan doen as jy met bemarking van jou vee is. Eerstens moet jy vir jouself vra is hoe gaan jy jou vee bemark? Hoe gaan jy sorg dat jy die beste moontlike prys kry vir jou produk? Nou daar's verskillende maniere. Die eerste een is veral die wolboere, hulle verkoop stoorlammers. So 'n stoorlam is maar 'n lammetjie wat hier tussen 28 en 32 kg weeg. Hy's nie markgereed nie, so hy moet iewers na 'n voerkraal toe gaan en dan koop die voerkrale daai lammers in en hulle rond dit af en verkoop dit dan weer in die mark. So dit is die eerste ding. So nou as jy meer wil kry vir jou stoorlammers, gewoonlik is die ou wat as jy 'n redelike hoeveelheid lammers het, kan jy beding vir 'n prys. Hoe meer jy het, hoe beter is jou prys eintlik. Dit werk 'n bietjie anders in hierdie geval. In die meeste gevalle, hoe meer jy het, hoe goedkoper moet jou prys wees. Maar met lammers, as jy redelike getalle, dan kry jy gewoonlik 'n beter prys by die ouens wat stoorlam, by die groter voerkrale wat aankoop. Want hy kan eenmal 'n groot lorry stuur om dit te kom lei. En veral as jy ook direk met daai voerkrale kan onderhandel, kan jy ook 'n beter prys kry, want dan hoef jy nie die kommissie af te staan op daai lammers van jou nie. Dan so die twee goed wat jy daar kan doen is getalle, of jy moet direk met die voerkrale onderhandel en kyk of jy nie 'n beter prys by hulle kan kry nie. Andersins moet jy maar deur die agente verkoop en die agente kommissie vat op dit. Nou as jy deur die agente verkoop, dan moet jy ook net seker maak dat jy kontrole het oor wanneer die vee geweeg word, want dit is gewoonlik maar so 'n hoefprys. So, want daar is ook baie oneenigheid as dit kom by die bemarking van stoorlammers. Want dit is altyd 'n getoutrekkery tussen die voerkraal eienaar en die agent en die boer self. Die boer wil die lam so swaar as moontlik hê, so hy wil graag die lammers vol pens, vol water op die weidings wil hy hulle geweeg hê, want hoe meer gewig hy kry, hoe meer geld kry hy. In daai geval verloor die voerkraal, want die voerkraal betaal 'n voerkraal hy betaal vir water in plaas, of hy betaal 'n prys vir water
wat by is by die vleisprys, wat hy niks voor kry nie, as dit goed by hom afklim, dan is daar 'n gewigsverlies van 7, 10, 12% tot 15% gewigsverlies partykeer. En dan is die voerkraal eienaar ontevrede en die boere is tevrede en dit is gewoonlik as die agent in die middel vasgevang. So daar moet goeie verhoudings wees en dit moet billik, daai transaksies moet billik wees. Anders dan werk dit gewoonlik nie. So dit help nie. Jy gaan dit dalk een keer reg kry en die volgende keer gaan hy voerkraal eienaar net sê nee, ek koop nie by jou nie. Dis nie die moeite werd, jou lammers, die gewigsverlies is te groot. So jy moet maar net kyk dat jy daai ding reg kry. Dan as jy jou lammers self afrond, moet jy vir jouself gaan uitwerk. Wat kos dit jou om 'n lam af te rond tot hy markgereed is? So jy moet daai voerkoste gaan bereken en jou arbeid en al daai goeders. So eintlik moet jy dan daai voerkraal lam van jou hanteer as 'n aparte vertakking in jou boerdery, sodat jy daai direkte kostes, so jy moet die voergedeelte met die lam eintlik aankoop by jou boerdery gedeelte teen wat ook al die pryse is wat jy vir daai lam sou kon gekry het op daai spesifieke stadium as jy hom weggelaai het. Dit is jou beginwaarde. En dan moet jy hom voer tot jy hom dan kan verkoop. Dit is jou waarde wat jy dan toegevoeg het, minus jou direkte koste op daai spesifieke lammers. En dan moet jy gaan kyk, is dit die moeite werd vir jou gewees om dit te doen, in terme van arbeid, kostes, risiko wat jy vat, was dit die moeite werd. As jy kon waarde toevoeg en jy het 'n paar rand bygesit, dan doen jy dit. As jy dit kon doen om jou arbeid meer effektief te benut op die plaas, dan doen jy dit. So dit is die maniere. En dan as jy na die abattoir toe gaan, dan is daar ook weer, jy kan die vee, die slaglammers direk aan die abattoir verkoop, of jy kan dit deur 'n agent verkoop. So as jy 'n langtermynverhouding opbou met jou abattoir eienaar, dan kan jy regkom met die beste pryse. Jou pryse gaan dalk nie altyd die hoogste wees, maar dit gaan ook nie altyd die laagste wees. So sorg dat jy ordentlike verhouding met jou abattoir eienaar sluit, of as jy dalk langtermyn kontrakte kan sluit met jou abattoir eienaar, hulle kan dalk vir jou finansier vooruitbetaal. Daar's verskillende maniere hoe daai goed gedoen word. So jy gaan kyk wat werk die beste vir jou. Gewoonlik as dit kom by slagtings, dan is die groot klagte daar is dat die abattoir eienaar steel gewig. So wat by die abattoirs gebeur is daar is maar altyd 'n bietjie trimmings wat afgesny word van veral by die nekvleise. Dit is sterte wat afgesny word. So gaan maak doodseker as jy met jou abattoir eienaar, wat word weggetrim by jou, die gewig wat hy vir jou betaal voor. Wat word alles afgehaal daar en hoe word jy daarvoor vergoed, sodat jy die regte prys en 'n billike prys kry vir jou produk. Dan die ander ding is gewigsverlies. Die abattoirs werk gewoonlik op 'n 3% gewigsverlies tussen warm gewig en koue gewig. En ek weet daar's baie boere wat stoei daarmee. Sê maar hulle lammers verloor nie 3% nie. Dit hang alles af hoe lank die lam gaan hang. Nou in die meeste gevalle is dit 3% is aanvaarbaar vir die abattoir eienaar. Want as hy die lam geslag het en daai lammers hang vir langer as 3, 4, 5 dae in die koelkamers voor hulle dit uitvat, dan sal hy 'n 3% gewigsverlies hê en ewen meer as dit. So, maar as hy dit vroeër kan weglaai, dan gaan hy dalk nie heel moontlik by daai gewigsverlies uitkom nie. So, maar dit is billik. Maar as jy met jou abattoir eienaar kan gaan onderhandel en sê hy het 2% gewigsverlies en hy is bereid om dit vir jou toe te staan, daar is onderhandelinge wat jy kan gaan doen in terme van gewigsverlies om die beste prys te kry. En dan andersins, wat kan jy anders dan doen om 'n beter prys te kry? Is dit dalk om te verkoop op tye wanneer daar skaarstes is in lammers, as jy dan die marktendense ken en jy weet wanneer om te verkoop, dan kan jy besluit dat jy sal verkoop, stoorlammers verkoop of slaglammers verkoop wanneer die prys op sy hoogste is normaalweg. Maar dit is ook maar moeilik om dit te voorspel. Dan die ander manier om te verkoop is dan om direk aan die verbruiker te verkoop. So nou moet jy gaan seker maak dat as jy direk aan die verbruiker verkoop, jy hoef nie al jou skaap of produk direk aan die verbruiker te verkoop nie. Daar is gewoonlik die beste model is wat hulle noem 'n hybride model. So jy kan van jou lammers verkoop, sê as stoorlammers, van jou lammers verkoop jy as slaglammers,
van jou lammers verkoop jy as direk aan die publiek. So jy moet net besluit wat is vir jou hanteerbaar, wat is vir jou winsgewend. So as jy moet afrond, watter lammers gaan jy afrond self, wanneer gaan jy afrond, watter tyd van die jaar sien jy kans om af te rond, wat jou veldtoestande dit toelaat, wat is jou boerdery se spesifieke behoeftes om daarby uit te kom. En dan as jy direk aan die publiek bemark, dan moet jy vir jouself gaan sê, hoe gaan jy dit regkry? Hoe gaan ek daai goed verkoop sodat dit voldoen aan die vereistes, aan die dieregesondheidsvereistes. As ek slag, dat jy nie probleme optel nie, is jou higiëne op standaard. Slag jy by 'n abattoir wat geregistreer is, of gaan jy by die plaas slag, het jy 'n geregistreerde abattoir op die plaas? Wat gebeur as daar 'n probleem kom met mense wat direk vleis by jou koop, wat siek raak, daar's klomp goed wat kan verkeerd gaan. Hoe is jy gedek teen dit en is jy gerad vir dit om dit te kan doen? As jy net plaaslik verkoop en jy net in jou naaste dorp, dalk nie so moeilik nie, maar as jy dan besluit jy gaan opsaag in bokse verpak in 'n spesifieke verpakking en jy gaan dit na die groter sentra toe versprei na die stede toe, dan moet jy seker maak dat jy goed reg is. Dan moet jy ook begin kyk na 'n handelsmerk waaronder jy, as jy wil meer kry vir daai produk, dan moet jy kyk na 'n handelsmerk. Hoe gaan jy wat onderskei daai produk? Hoekom moet die ou in die Parel wat in Waldevie bly meer betaal vir jou skaap as wat hy betaal vir die skaap wat hy by die naaste slaghuis kan aankoop? En om dit reg te kry, moet jy dan wat hulle noem 'n unique selling proposition. Jy moet sê, hoekom daai skaap van jou, wat se spesifieke bossies hulle vreet, wat is jou storie, wat is jou geskiedenis agter jou grond, hoe boer jy, hoe hanteer jy jou arbeid, wat se sosiale bydraes, hoe maak jy tot die gemeenskap, enige iets wat jy kan doen, wat vir daai ou kan laat glo, dat hy is bereid om daai prys vir daai produk te betaal, want daar's meer agter die produk as net die vleis self. Met ander woorde, as hy by jou koop, dan ondersteun hy ook eintlik jou gemeenskap in put onder water. Want dit is wat jy doen. So hy koop deur jou produk te koop, is daar 'n rede, daar's ondersteuning, en dit gee ook vir hom 'n storie. So as hy nou vanaand sy vriende oornooi om by hom te kom braai, dan sal hy vir hulle vertel, hy koop hierdie spesifieke vleis van daai spesifieke plaas af in put onder water. En dit is hoe hierdie boer, dit is die naam van die boer, dit is sy familie, dit is hoe hy te werk gaan, en daai boer maak 'n verskil in daai gemeenskap. Dan het jy 'n storie agter jou produk wat jy kan verkoop, en dan moet jy dit gaan brand. En sê, dit is my handelsmerk, en om dit reg te kry, moet jy gebruik maak van sosiale media. Jy moet 'n platform hê, jy kan 'n YouTube video opstel, waar jy gereeld vir die mense vertel wat jy doen op jou plaas, hoe jy boer, ensovoorts. Dit gee vir hulle dan ook dit gee vir jou identiteit, dit gee vir jou waarde. Dit is nie sommer net 'n scam hierdie nie. So dit is hoe jy dit kan gaan doen. Jy kan 'n Facebook blad opsit waar jy jou produkte opsit, jy kan 'n Facebook groep hê. So op sosiale media is die plek waar jy dan moet gaan sê wie jy is en wat jy doen en hoekom jy dit doen, en hoekom jou produk so wonderlik is. En dan kan jy ook bemarking doen op sosiale media. Jy kan Facebook advertensies hardloop, jy kan Google advertensies hardloop, waar kan jy jou produk verkoop of wil bekendstel aan mense. Dit is hoe jy 'n platform skep, en dan as jy ouers wat teelramme of teelmateriaal verkoop, dieselfde prosedure. Jy moet sorg dat die mense wat by jou, as jy die gemiddelde waarde van jou produk wil verhoog deur stoetdiere te verkoop, dan verkoop jy ook direk aan die kliënt. So jy moet dan sorg dat jy 'n goeie verhouding met daai kliënte het. Hulle moet presies verstaan wat is jou teelbeleid, wat is jou teeldoelwitte. Hulle moet verstaan wat jy by jou op die plaas doen, hoe selekteer jy om vordering te maak, want as jy dit so doen, dan sal hulle heel moontlik ook daai vordering maak. Want hulle gaan dan na jou kyk as hulle mentor of as hulle persoon na wie toe hulle kan gaan vir advies. So jy moet sorg dat
jou bestuur van jou boerdery en al die goeders wat jy doen in plek is, en jy moet dit kommunikeer met hierdie mense, en jy moet ook dan opvolg doen, soos wat die mense jou produk koop, moet jy opvolg, wat gaan aan, as hulle tevrede met daai produk, en dan sal hulle weer en weer by jou kom koop. So, die belangrike hier is ook, jy kan ook vir jou 'n kanaal opsit, op YouTube, waar jy dan jou storie kan vertel, jy vertel hoe doen jy jou seleksie, jy vertel wat se vordering jy maak in jou kudde, jy kan vir hulle presies vertel wat jy doen, hoe jy jou jong oetjies selekteer, hoe jy jou ramme selekteer, hoe jy te werk gaan deur jou reproduksiesiklus, so jy raak eintlik hulle go-to persoon in terme van bestuursadvies ook, en nou heg hulle waarde aan jou as persoon, en dis hoekom hulle jou ondersteun, dis hoekom hulle ramme by jou koop, en hulle sal gereelde kliënte word van jou, hulle sal by jou ramme koop jaar op jaar, want julle is belyn met mekaar, in terme van, nie net julle teelgoeders nie, maar ook in terme van julle waardes en beginsels. So dit is hoe jy waarde toevoeg, dit is hoe jy bemark jou produkte. As jy meer wil weet hoe om dit te doen, of as jy hulp nodig het, ek het 'n e-boek, elektroniese boek, werkboek, handleiding, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. So as jy reg onder hierdie video gaan kyk, dan sal daar 'n skakel wees, of in die beskrywing, of in die opmerkings van die video, wat sê die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Dan gaan klik jy net op een van daai skakels, en dit sal jou dan vat na my boek toe. Dit is teen 'n minimale bedrag beskikbaar om dit aan te koop, en dit sal jou hopelik help om jou boerdery te vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy meer wil weet oor stelsels en hoe stelsels in jou boerdery werk, gaan klik op hierdie video wat nou op die skerm verskyn.